Vandag wil ek vertel van daai groot oorwinning wat God Gideon en sy 300 manne laat behaal het oor die Midianiete. Nou, nadat Gideon al die ander manne laat teruggaan het na hulle huise toe, het hy net daai 300 wat die Here gekies het by hom laat bly. Hulle het hulle padkos en hulle ramshorings by hulle gehou. En daai nag het die Here toe vir Gideon gesê: jy moet die Midianiete se kamp gaan aanval. Ek sê jy laat wen teen hulle. Maar as jy bang is om hulle aan te val, dan moet jy en Pura, die seun wat by jou is, eers na die Midianiete se kamp toe gaan en luister wat hulle praat. Want as jy hoor wat hulle praat, dan sal jy nie meer bang wees om hulle aan te val nie. Gideon en Pura het toe daardie nag afgegaan tot by die kant van die Midianiete se kamp. Dit was pikdonker, so niemand kon hulle sien nie. En ons lees in Rigters 7 vers 12, die manne in die Midianiete se kamp was gereed om oorlog te maak. Daar was baie Midianiete en Amalekiete en Oosmense in die vallei. Hulle was so baie soos sprinkane, sê die Bybel. Niemand kon hulle kamele tel nie, want hulle was so baie soos die sand by die see. Maar toe Gideon en Pura by die kamp van die Midianiete kom, toe hoor hulle hoe 'n man besig is om vir sy maat te vertel van 'n droom wat hy gehad het. Hy het sy droom so vir sy maat vertel. Ek het gedroom, ek sien 'n ronde garsbrood wat deur die kamp rol. Dit het tot teen ons tent gerol en die tent omgestamp. Die tent het geval en die brood het bo oor die tent gerol. En toe hoor Gideon hoe die man se maat vir hom sê: dit beteken, die Israeliet Gideon, seun van Joas, kom oorlog maak teen ons. En God sal hom laat wen teen die Midianiete en hierdie hele kamp. En toe Gideon van die droom hoor en alles wat dit beteken, het hy gebuig en het hy die Here geprys. Hy het dadelik teruggegaan na die Israeliete se kamp toe en gesê: kom, die Here sal julle laat wen teen die Midianiete en hierdie hele kamp. En toe het Gideon die 300 manne by hom verdeel in 3 groepe. En hy het vir elke man 'n ramshoring en 'n leë kruik gegee. In elkeen se kruik was daar ook 'n fakkel. En hy sê toe vir hulle: julle moet kyk wat ek doen en dan moet julle dieselfde doen. Ek en almal by my sal die ramshoring blaas en dan moet julle ook rondom die Midianiete se kamp julle ramshorings blaas. En julle moet skree vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 manne by hom het so teen 10:00 daai aand by die kamp aangekom, net nadat die nuwe wagte van die Midianiete op hulle plekke kom staan het. En toe het Gideon en die 100 manne by hom op hulle ramshorings geblaas en hulle het hulle kruike stukkend geslaan en die ander groepe wat rondom die kamp was, het ook hulle ramshorings geblaas en hulle kruike stukkend geslaan. Hulle het die fakkels met hulle linkerhand vasgehou en met hulle regterhand het hulle die ramshorings vasgehou waarop hulle geblaas het. En toe het hulle almal geskree: die Here en Gideon kom oorlog maak. Gideon se manne het net rondom die kamp gestaan. En die mense in die kamp het egter so geskrik dat hulle opgespring en geskree en begin hardloop het. En toe Gideon se manne die 300 ramshorings blaas, het die Midianiete mekaar begin doodmaak. Hulle het gevlug en Gideon se manne het hulle gevolg en gejaag. Ons lees in Rigters 7 vers 25, hulle het die 2 generaals van die Midianiete gevang. Die generaal se name was Kraai en Wolf. Ja, regtig. Jy kan dit self gaan lees in Rigters 7. Ons lees daar, Gideon se manne het vir Kraai doodgemaak by Kraai Rots en vir Wolf by die Wolf Parskuip. En so het die Here die oorwinning vir Gideon en sy 300 manne gegee. Ons lees in Rigters 8 vers 28, die Israeliete het gewen teen die Midianiete en daar was 40 jaar lank vrede in die land, totdat Gideon gesterf het. Nou volgende keer vertel ek nog 'n verhaal uit die tyd van die rigters in Israel.